Hemelse Vader, ons kom na U toe in die naam van Jesus. En ons kom vra, Here, dat U hierdie woord sal kom seën en dat U hierdie boodskap sal kom seën, Here, en bewaar in die almagtige naam van Jesus. Goeiemôre. Die Here lê dit op my hart om 'n series te begin oor die Bybel. En ek wil graag vir diegene wat nie kans het nie of 'n baie besige lewe het, 'n kansie gee om 'n dieper kyk te hê in die Bybel. Dalk leer ons by mekaar iets en dalk lees ons iets raak wat ons nie van geweet het nie of bewus is nie in die woord van God. Ek wil graag saam met u doen die Bybel lees van Genesis tot in Openbaring, en ek vertrou die Here dat dit 'n seën en 'n blessing vir u sal wees. Kom lees graag saam met my. Ek sal elke dag 'n gedeelte oplaai en dan vertrou ons die Here dat die Heilige Gees die naprediker gaan wees van sy heilige woord. Ons lees die eerste boek van Moses, genoem Genesis. Ons lees hoofstuk 1, die skepping, die werk van die 6 dae, die rus van die 7de dag. In die begin het God die hemel en die aarde geskape, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en die Gees van God het gesweef op die waters. En God het gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. Toe sien God dat die lig goed was, en God het skeiding gemaak tussen die lig en die duisternis. En God het die lig dag genoem, en die duisternis het hy nag genoem, en dit was aand en dit was môre, die eerste dag. En God het gesê, laat daar 'n uitspansel wees tussen die waters, en laat die skeiding maak tussen waters en waters. God het toe die uitspansel gemaak en die waters wat onder die uitspansel is geskei van die waters wat bo die uitspansel is. En dit was so, en God het die uitspansel hemel genoem, en dit was aand en dit was môre, die tweede dag. En God het gesê, laat die waters onder die hemel hulle op een plek versamel, sodat die droë grond sigbaar word. En dit was so. En God het die droë grond aarde genoem, en die versameling van die waters het hy see genoem. Toe sien God dat dit goed was, en God het gesê, laat die aarde voortbring, grasspruitjies, plante wat saad gee, en bome wat volgens hulle soorte vrugte dra, waarin hulle saad is op die aarde, en dit was so. Die aarde het voortgebring grasspruitjies, plante wat saad gee volgens hulle soorte, en bome wat vrugte dra, waarin hulle saad is, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was, en dit was aand en dit was môre, die derde dag. En God het gesê, laat daar ligte wees aan die uitspansel van die hemel, om skeiding te maak tussen die dag en die nag, en laat hulle dien as tekens, sowel vir vaste tye, as ook dae, sowel as jare. Laat hulle ook dien as ligte aan die uitspansel van die hemel, om lig te gee op die aarde, en dit was so. God het toe die 2 groot ligte gemaak, die groot lig om te heers oor die dag, en die klein lig om te heers oor die nag, ook die sterre. En God het hulle aan die uitspansel van die hemel gestel, om lig te gee op die aarde. En om te heers oor die dag en die nag, en om skeiding te maak tussen die lig en die duisternis. Toe sien God dat dit goed was, en dit was aand en dit was môre, die 4de dag. En God het gesê, laat die waters wemel met 'n gewemel van lewende wesens, en laat die voëls oor die aarde vlieg langs die uitspansel van die hemel. En God het die groot see diere geskape, en al die lewende wesens wat beweeg waar die waters van wemel, volgens hulle soorte, en al die gevleelde voëls volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was.
En God het hulle geseën en gesê, wees vrugbaar en vermeerder, en vul die waters in die see, en laat die voëls op die aarde vermeerder. En dit was aand en dit was môre, die 5de dag. En God het gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring, volgens hulle soorte, vee, krepende diere en wilde diere van die aarde, volgens hulle soorte. En dit was so. En God het die wilde diere van die aarde gemaak, volgens hulle soorte, en die vee volgens hulle soorte, en al die diere wat op die grond kruip, volgens hulle soorte. Toe sien God dat dit goed was. En God het gesê, laat ons mense maak. En God het gesê, laat ons mense maak, na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel en die aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. En God het die mens geskape na sy beeld, na die beeld van God het hy hom geskape, man en vrou het hy hulle geskape. En God het hulle geseën en God het vir hulle gesê, wees vrugbaar en vermeerder en vul die aarde, onderwerp dit en heers oor die visse van die see en die voëls van die hemel en oor al die diere wat op die aarde kruip. Verder het God gesê, ek gee nou aan julle al die plante wat saad gee, wat op die hele aarde is, en al die bome waar boomvrugte aan is, wat saad dra, dit sal julle voedsel wees. Maar aan al die diere van die aarde en al die voëls van die hemel en al die krepende diere op die aarde, waarin 'n lewende siel is, gee ek al die groen plante as voedsel. En dit was so. Toe sien God alles wat hy gemaak het, en dit was baie goed. En dit was aand en dit was môre, die 6de dag. So is dan voltooi die hemel en die aarde met hulle ganse leermag. En God het op die 7de dag sy werk voltooi wat hy gemaak het. En op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. En God het die 7de dag geseën en dit geheilig, omdat hy daarop gerus het van al sy werk wat God geskape het, deur dit te maak. Dankie. Ons het nou gelees tot by hoofstuk 2, versie 3. Ons gaan môre verder lees van versie 4 af. Ek hoop dat sover u die woord van God saam met my sal geniet en dat die Heilige Gees ons verder sal deurdra. Kom ons seën net God se woord. Dankie Here vir die heilige woord. Dankie Here dat u saam met ons lees. Dankie Here vir wysheid, insig Here. En dat ons oop harte, oop verstande sal hê vir die doel wat u het Here en wat u wil in ons lewens doen. Kom seën hierdie dag Here en kom skep in ons 'n nuwe begin. In Jesus naam. Amen en amen. Mag u 'n geseënde dag hê. Ons lees môre verder. Bye.